Hallo almal, ek is Michelle Du Plessis en welkom by jou nuutste langtermyn weervoorspelling met trots gebring deur landbou.com. Kom ons gesels bietjie oor wat die weer vir ons inhou. Kan jy glo in sommige dele van Suid-Afrika het dit in April tot 5 keer meer gereën as wat normaalweg verwag word. Dit het tot ernstige oorstromings in verskeie streke gelei. Intussen begin die koue al insluip oor die binneland, so maak gereed want die eerste ryp word reeds vroeg in Mei verwag. En dan wat hou die winter vir ons in? Die vooruitsigte dui steeds op 'n moontlike droër en effense warm seisoen, so bly ingeskakel want daar is nog baie om oor te gesels. April 2025 was 'n uitsonderlike maand in terme van reënval oor groot dele van die land, met verskeie sterk boligstelsels wat oor die land beweeg het en wyd verspreide swaar reën veroorsaak het, veral oor die sentrale en oostelike streke. In die gebiede is tussen 200 en 400% van die normale April reënval gemeet, soos ons kan sien hier oor dele van die Noord en die Weskaap, ook oor die sentrale en oostelike gedeeltes van die land, terwyl sommige dele van die Vrystaat en KwaZulu-Natal in hierdie donker turkooiskleur wat deurkom, tot 5 keer die gemiddelde neerslag vir die maand ontvang het. Hierdie bogemiddelde reënval het wyd verspreide oorstromings veroorsaak met voorvalle wat van die noorde tot die suide van die land aangemeld is. Op 8 April is sowat 90 mm reën binne 1 uur in Porterville in die Weskaap gemeet, wat daartoe gelei het dat verskeie geboue onder water was. Op 24 April het ongeveer 80 mm reën binne 'n paar uur in Modimolle geval, wat groot skade aan infrastruktuur tot gevolg gehad het. Die gevolge van die swaar reënval word ook reg oor die land se rivierstelsels gevoel. Groot damme soos die Vaal, Gariep, Van der Kloof en Bloemhofdamme loop oor met verskeie sluise wat oopgemaak is om die enorme invloed van water te bestuur. Water stroom tans af in die Vaal en Oranje riviere wat ernstige oorstromingsbekommernisse vir gemeenskappe langs die oewers veroorsaak. Vir die landbougemeenskap, veral saaiboere, bring die buitengewone reënval vanjaar groot uitdagings mee. In baie dele van die land is reënval ver bo die gemiddeld vir die seisoen aangeteken, maar as ons spesifiek fokus op Petrie Miller se plaas tussen Frankfort en Petrestein, sien ons dat die tydperk van Januarie tot April 2025 die natste was in die afgelope 20 jaar. In 'n video verduidelik Petrie dat hoewel die reën die afgelope paar dae begin opklaar het, is die lande steeds onder water, sover as wat die oog kan sien. Die grond is volledig versadig en water dreineer nie meer effektief nie. Oesprosesse word ernstig vertraag omdat stroopers nie in die natlande kan beweeg nie en dikwels vasval. Dit hou ernstige implikasies in vir gewaskwaliteit en kan tot groot oesverliese lei. As ons kyk na die ENSO voorspelling, is ENSO neutrale toestande tans teenwoordig met see-temperature in die Stille Oseaan wat waarskynlik rondom gemiddeld sal bly gedurende winter en vroeë lente. Hierdie neutrale ENSO toestand beteken dat daar nie sterk aanwysers is vir of bo of onder gemiddelde reënval op die medium termyn nie. Reënval en temperatuurpatrone sal dus waarskynlik eerder deur plaaslike en korttermynstelsels soos koue fronte en afsy laagdrukstelsels beïnvloed word. Volgens ons nuutste temperatuurafwykingskaart lyk dit of Mei koeler as normaal sal begin. 'n Koue front beweeg vroeg die maand oor die land met 'n sterk aanlandige vloei van lug agter die koue front wat temperature skerp sal laat daal. Die eerste ryp van die seisoen word reeds vanaf Vrydagoggend oor dele van die Karoo en die Vrystaat verwag. As ons dan kyk na ons weeklikse neerslagafwykingskaart, wys dit dat die eerste week van Mei bo-gemiddelde reën kan bring vir dele van die Kaap-provinsies, sowel as die oostelike gedeeltes van die land en veral die noordoostelike gedeeltes van KwaZulu-Natal, en dit is ook as gevolg van daai sterk koue front met 'n aanlandige vloei van lug agter die koue front. Intussen word min tot geen reën oor die sentrale binneland verwag nie, soos ons kan sien in die ligte bruin kleur wat deurkom, en dit is goeie nuus vir die boere in daardie gebied wat wag dat die grond genoegsaam uitdroog sodat hulle met oestyd kan begin. In die tweede week van Mei word 'n oorheersende hoogdrukstelsel oor die binneland verwag, bekend as die Kalahari Hoog. Hierdie patroon onderdruk wolkvorming en bevorder droë toestande, wat beteken dat min tot geen reën oor groot dele van die land verwag word. Reënval sal waarskynlik ondergemiddeld wees oor meeste streke. Die derde en vierde week van Mei bly oorwegend droog, met ondergemiddelde reënval oor die suidwestelike dele van die land, asook die sentrale en oostelike binneland. En alhoewel die Europese model daarop dui dat dit droog gaan wees, beteken dit nie dat daar geen fronte sal wees nie. Fronte kan steeds oor die land beweeg, maar hulle sal waarskynlik min of geen noemenswaardige reën bring nie.
As ons na die seisonale voorspelling van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kyk, sien ons dat die land 'n ondergemiddelde einde aan herfs en droër begin aan die winter in die gesig staar. Seisonale modelle van die Universiteit van Pretoria ondersteun ook hierdie siening met selfs die winterreënvalstreek wat droër toestande kan verwag. Dit is wel egter belangrik om te noem dat die voorspellingsvertroue in die gebied maar laag is. Daar is ook gebiede wat as wit op die seisoenkaart aangedui word. In die gebiede is daar geen duidelike sein of die seisoen hoë of ondergemiddelde reën sal ervaar nie. Nou dit is kenmerkend van ensoneutrale toestande waar die invloed van die oseaan op weerpatrone minder is en plaaslike weerstelsels 'n groter rol speel. In sulke gevalle is dit belangrik om korttermyn ontwikkelings fyn dop te hou, aangesien een of twee sterk afsylaafkoue fronte steeds plaaslike swaar reën kan veroorsaak. As ons dan kyk na die komende winter, wys die Suid-Afrikaanse Weerdiens se seisonale voorspelling steeds moontlike ondergemiddelde reënval oor groot dele van die land in die bruin kleur wat deurkom. 'n Uitsondering is dele van Limpopo en Mpumalanga waar bo-gemiddelde reën kan verwag word. Dis egter belangrik om te onthou dat die streke se normale winterreën reeds laag is. So selfs met 'n bo-normale afwyking verwag ons steeds nie groot hoeveelhede reën nie. Die Universiteit van Pretoria se model toon soortgelyke neigings met ondergemiddelde reën oor dele van die Kaap. Daar moet egter weer eens beklemtoon word dat die voorspellingsvermoë vir hierdie streek relatief laag is. Ons sien ook weer eens dat daar dele is op die kaart wat wit is, wat vir ons wys dat daar geen duidelike sein oor die seisoen is nie. As ons dan kyk na die verwagte temperatuurvoorspelling, wys die Suid-Afrikaanse Weerdiens hoër as normale temperature oor die grootste deel van die land en die rooi kleur wat deurkom met ondergemiddelde temperature wat verwag word oor dele van Noordwes en Gauteng. Nou dit is belangrik om te noem dat alhoewel ons bo-gemiddelde temperature vir die seisoen verwag, moet ons in ag neem dat die grond steeds baie nat is na April se bo-gemiddelde reën. Dit kan veroorsaak dat nagtemperature vinniger daal, veral op wolklose aande, wat beteken dat ryp oor die binneland hierdie winter meer gereeld kan voorkom. Dit beteken egter nie dat die winter as geheel kouer gaan wees nie. Ten spyte van die moontlike meer ryp gebeurtenisse, bly die breër verwagting dat hierdie winter oor die algemeen steeds warmer as normaal sal wees. As ons dan kyk na die komende week se geakkumuleerde reënval, kan ons sien dat groot dele van die land 'n kans het om reën te kry, met die swaarste reën wat sal val oor dele van die Suid-Kaap, die Bosveld en ook die kusgebiede van KwaZulu-Natal. Ek sluit af met die nuutste damvlakke en ons weet dat die damme oor sentraal en noordoos Suid-Afrika oorstroom na een van die natste Aprilmaande in dekades. Maar in die suidweste daal damvlakke steeds met die moontlikheid van 'n droër en warmer winter wat voorlê. Dit is nou belangrik om korttermynvoorspellings fyn dop te hou vir enige aanduiding van betekenisvolle reën. Dankie dat jy saam gekyk het, bly ingeskakel vir jou korttermyn weervooruitsigte en sterkte vir die res van die seisoen.